Goeiemôre. So groot is die voorreg om jou te groet in die lieflike naam van Jesus, soos ek jou elke ander oggend groet. Soos beloof, die Here het my opgewek vanoggend, hy het my 'n stem gegee, hy het dit goed gedink vir my om hierdie boodskap te deel, so ek deel met u die neem van nagmaal op 'n onwaardige wyse. Verkoon tog my aanborstigheid vanoggend. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 26 tot 31 wil ek u aanhits om dit graag te gaan lees. Weet jy, in die 26ste vers skryf hy dat ons moenie hierdie nagmaal of hierdie brood en sap of brood en wyn op 'n onwaardige wyse neem nie. Nou wat sal 'n onwaardige wyse wees? Wel, ons weet tog wat onwaardig beteken. Dit is om iets te doen in die verkeerde gemoed, met die verkeerde gedagtes, met die verkeerde optrede en so voort. So, kom ons wees eerlik met almal vanoggend, as ons nou ons harte ondersoek vanoggend. Hoeveel keer het u en ek al nagmaal geneem? En as dit byvoorbeeld by 'n diens was, by 'n kerksdiens, of waar dit ook al mag wees, dan het ons nie eintlik eers regtig dalk geweet hoekom ons dit doen nie. En tweedens, ons neem dit omdat ons nie wil hê die mense moet neerkyk op ons, omdat ons dit nie geneem het nie, of ons voel dalk die prediker gaan ons dalk oordeel, of ons neem dit maar net omdat ons dalk honger was, of dors was. Weet jy, dis nie die redes hoekom ons moet neem nie. Ons moet besef dat dit is Jesus se liggaam in die brood, en sy bloed wat gestort is in die wyn of die sap. En ons doen dit tog ter nagedagtenis van wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, hoe lief God ons gehad het, om sy seun te stuur, sodat ons met God kan versoen word, en dat ons 'n geregtigde en 'n nuwe liggaam kan kry, deur om in Jesus wedergebore te word. So ek wil u aanhits gaan lees gerus hierdie stuk deur, en in die gevolg wanneer u weer nagmaal wil neem, vra om verskoning, vra om vergifnis, moenie met haat in die hart rondloop en die dade wat u verkeerd gedoen het, die nagmaal nog steeds neem nie, of u nog nie iemand vergewe het nie, of dalk het u net kort voor dit kwaad geraak vir iemand en iemand geskel en gevloek. Weet jy, vra om vergifnis voor jy die nagmaal neem. Want as jy verder lees, sal jy sien, dis die rede hoekom mense sieklik raak, en ook omdat sekere mense al afgesterwe het. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute seëngroete, en weet net, so lief het God jou gehad, dat hy sy enige seun gestuur het, om vir jou die prys te betaal. Amen.